Goeiedag, geseënde Pinksterfees vir jou. Mag hierdie Pinkstersondag vir jou sommer net baie spesiaal wees, want ons vier mos die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die Gees van Christus, wat ook uitgestort is, ons helper, die Parakleet, hy wat vir ons die bewys is van die nuwe tyd, die sekerheid daarvan, wat ons reeds iets van die volheid van eendag laat beleef, wat ons mens wees, ons harte, alles ook kom verander het. Jesus Christus deel van ons lewe kom maak het, ons kom lei het deur die wedergeboorte, dat ons ook veranderde, nuwe mense kan wees. Ek wil graag aansluit by 'n geloofsbelijdenis van Willem Jordaan, 'n eie tydse geloofsbelijdenis, wat sê, ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai, en die koers bepaal, weg van myself, weg van Tarsus, na die nood in Ninive. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei, tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind, aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars, wat kniel voor die heiligheid van God. Ek dink ook aan die geloofsbelijdenis van Nicea, 1700 jaar oud, wat sê, en die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete. Amen. Genade vir jou en vrede, van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat voor die troon is, en van Jesus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Dis Pinksterfees, en dan is dit ook nodig dat ons hierdie verhaal lees. Interessant dat in die verlede dit nogal so gebeur het ook, wanneer daar van die feeste gevier was, dan sou die kinders nogal gevra het, nou, waaroor vier julle hierdie fees? Waaroor gaan dit? En sou mense die verhale vertel het, wat die agtergrond was van die verskillende feeste. En daarom ook nie reg as 'n mens dit sou mis, om ook hierdie verhaal van die Pinksterfees, van die uitstorting van die Heilige Gees te vertel nie. Kom ek lees vandag saam met jou uit Handelinge hoofstuk 2, maar voor ons lees, kom ons bid net 'n oomblik saam. Here, baie dankie dat ons die woord het, geadem het deur die Gees, wat geadem is deur die Gees. Here, baie dankie dat ons kan weet dat dit 'n lewende woord is, omdat hierdie woord van U nooit sonder die Gees ook is nie. Dankie dat die woord ook kom doen, dit waarvoor U dit gestuur het. Baie dankie, Here, dat ons dit vandag ook kan lees op hierdie spesiale dag, daaroor kan nadink, en ons bid dat dit inderdaad ook vrug in ons lewe sal gee, en dat die woorde van ons mond, en die wyse wat ons nadink, ook vir U aanneemlik sou wees, goed sal wees in Jesus naam. Amen. Die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, vers 1 tot 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, nou hierdie Pinksterfees was 'n fees wat gevier was, so 50 dae na die Paasfees. En nou weet ons mos, hoe dit gebeur het binne in die Joodse wêreld, is dat wanneer die groot feeste plaasgevind het, veral, daar was baie feeste, maar wanneer dit plaasgevind het, het die mense na Jerusalem toe gekom, en het hulle nogal moeite gemaak, om ook daar by die tempel uit te kom. Die Paasfees, die Pinksterfees, of die fees van die weke, as jy dit wil, 50 dae na die Paasfees, of die Loofhuttefees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel, en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het
hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons dan? Hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het. Ons, dis nou Parthe, Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dade van God. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Hou mekaar vas, vol van die Heilige Gees. Die afgelope week gepraat oor, hou mekaar vas rondom verskillende temas, maar waar die Heilige Gees die hele tyd ook in die agtergrond sou wees, en veral die afgelope week rondom Romeine, hoofstuk 12, wat die belangrike teks ook sou gewees het, op grond van die groot ontferming van God, gee julle liggame as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is die sinvolle van julle godsdienst. God verander alles. Dis een belangrike gedagte vanuit hierdie gebeure waarvan ons lees. Niks sou ooit weer dieselfde wees nie. Om te weet God se beloftes is waar. Die geluid van hierdie stormwind, die vuur, alles wat hier gebeur, die spreek in tale, in bekende tale, dit wat daar gebeur, is so groots. En wil 'n mens amper herinner ook aan daardie geleentheid, wanneer die Here lank gelede vir Moses daar op die berg die wet sou gegee het. Iets van daardie grootheid, van die geluid, die donderslae, alles wat daar gewees het, wat die volk enigstens verdwaas en verbaas sou kon laat. Iets van 'n tipe van 'n godsverskyning wat ook hier sou gebeur. Want waar God besig is, daar verander alles inderdaad. Die Here se beloftes is waar. Ek wil graag praat oor hierdie eerste 4 verse net vir 'n oomblik. Die eerste 4 verse wat vertel van hierdie verandering en van hierdie groot wonder wat plaasgevind het op daardie dag. Het is interessant dat dit eintlik net Lukas is wat daaroor skryf, wat daaroor praat, wat hierdie gebeure sou vertel. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onthou, hulle moes mos by mekaar bly, want die Here het mos aan hulle gevra, die Here Jesus het mos vir hulle gevra, bly, moenie weggaan van Jerusalem af nie, maar bly wag op daardie gawe, wat van die Vader sou kom, waarvan hulle ook vertel is. Die belofte van Handelinge 1 is inderdaad hier besig om in vervulling te gaan. Handelinge 1 vers 8, hierdie belofte wat gegee is, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, sowel as in Samaria, en sowel as tot aan die volleinding, of aan die uiterstes van die wêreld, letterlik tot in die verste punte van die wêreld. Die verbasing van die mense, wat iets daarvan gehoor het, ook van buite af, hierdie geluid, is so geweldig, die verbasing dat dit 5 keer beklemtoon word, in vers 6, 7 en 12. Hier is inderdaad iets groots besig om te gebeur. Die ingrype van God, verstom mense, dis net so groot. Ek dink nie ons kan ooit die rykwyte, die grootheid van God se werk binne in die wêreld en binne in ons lewens ooit begryp nie. Ek dink nie ons kan ooit van iewerster verstaan hoe groot die werk is wat die Here ook doen nie. Al die volgelinge van Jesus, daardie volgelinge van daardie tyd is daar by mekaar. Want wat gaan gebeur? Die Gees van God wat uitgestort word, ook op daardie Pinksterdag, die Gees wat van altyd af God is, wat van altyd af daar was, wat gesweef het oor die waters, wat mense deur die jare geënergeer het en binne in hulle gewerk het, sou ook van hierdie mense kragtige werkinge, werktuie vir Christus maak. Hy sou hierdie mense
gelowige getuies van Jesus Christus maak. Hulle sou dieselfde roeping, dieselfde toerusting ontvang. Die Heilige Gees is volledig by daardie geleentheid ook aan hulle uitgestort, om dan inderdaad hierdie oesgaarder van die Here te kan word, soos wat Lukas 10 ook wil sê, dat hulle ook uitgestuur sou word na elke dorp en plek waar die Here van plan was om te kom. Want die oes is groot, maar die arbeiders is min. En hier word iets wat daarvan gepraat word in die tyd van Jesus, terwyl hy nog op die aarde was, word iets van 'n volkomenheid, wanneer nie net 'n paar mense dit sou wees nie, maar 'n klompe mense oor sou gaan om hierdie boodskap van die verlossing van Jesus Christus ook die wêreld in te dra, en ook deel te wees van hierdie proses van die verandering van mense se lewens. Terwyl hulle daar was, hierdie geluid, onverwags, het daar uit die hemel die geluid soos van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Die eerste teken van die Gees se koms was soos die geluid dan van hierdie geweldige stormwind. As daar gepraat word oor die Gees, ook in die verlede, voor hierdie tyd, dan word daar ook oor hom gepraat as die Ruach Jahwe, die asem van God, die wind van God, die krag van God. Dink sommer onwillekeurig ook aan Sagaria 4 vers 6, as die tempel weer opgebou moes word en hierdie woorde aan Sagaria gegee word, om vir Serubabel te sê, dit is nie met mag en krag wat jy sal slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here, die Almagtige. Hierdie stormwind dui dan ook op die geweld van die Gees, die krag van die Gees, die oorredingsvermoë, die kragtige werking van die Gees, wat gelowiges geheel en al sou vul, om die hele wêreld oor te gaan en die wêreld te vul met hierdie kosbare evangelie, hierdie Jesus boodskap. Want dit sou anders wees. Hulle gaan nie maar net meer om te sien en te hoor nie. Hulle gaan om deel te neem binne in hierdie messiaanse tyd, in hierdie tyd waarvan die voorspelling ook kom, dat hierdie Jesus inderdaad vinnig sou kom, hierdie minuut voor 12, waar binne in hulle sou lewe, om deelnemers te wees binne in hierdie tyd, van die verlossingsdade van Jesus Christus te gaan praat. Die tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel, en op elke ene van hulle neergedaal. Dan oor iets van die heerlikheid van die Heilige Gees was ook sigbaar binne in hierdie vuur wat verdeel het in tonge. 'n Aanduiding van die hemelse glans en die heerlikheid ook van die Gees, as daar die geloofsbelijdenis van Nicea ook sê, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. Die Heilige Gees is inderdaad ook God. Die vuur verdeel in tonge, iets van 'n sinspeling van die Gees, dat ons menslike tonge ook in beweging sou kom, individueel, maar ook gesamentlik, individueel, soos die Here ons ook roep, maar gesamentlik, as die kerk ook gegee word, as 'n geskenk aan die wêreld om die verlossingsboodskap te dra. Almal vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop ook uit te spreek. Die Heilige Gees, die gawe wat beloof is, wat gestuur is om hulle in die waarheid te lei, die helper te wees, vul hulle. Hy neem beheer van hulle lewens van daardie oomblik af, volledig, dat hulle onder sy beheer kan wees. Die Heilige Gees, as die Gees van Christus, begin dan ook onmiddellik, om ook na die hele wêreld uit te reik, deur die apostels in verskillende tale te laat praat. Tale wat aan mense ook bekend was. Nie die tale waarvan gepraat word in 1 Korintiërs 13 of ook in 1 Korintiërs 14 nie. Maar om na die wêreld toe te gaan en die boodskap van Jesus Christus letterlik by elkeen uit te kan bring. Die beweging van uitreiking. Die beweging van uitreiking wat behoort plaas te vind. Die afgelope tyd het ons gepraat rondom hierdie temas van hou mekaar vas met vurige ywer. Hou mekaar vas met aanvaarding. Want dit is wat die Heilige Gees ook doen wanneer hulle daar by mekaar is en ook gevul word met die Gees,
dat hulle inderdaad soos op die skildery van die Emile Nolde ook gesamentlik kan wees en in 'n eenheid ook vorentoe te kan beweeg, aanvaarding vir mekaar, ook die wyse waarop hulle tot geloof sou kom. Hou mekaar vas met vurige kole, om anders te kan optree, om alternatief te kan optree, om 'n voorbeeld binne in die wêreld te wees, alternatiewe gedrag binne in die wêreld ook te personifieer, te wys hoe mense ook lewe en doen teenoor mekaar en ander onder leiding van die Heilige Gees, verby te beweeg by die ou pyne wat mense ook met mekaar sou gehad het, mekaar vas te hou deur God te dien, want die Heilige Gees sou ook hierdie een wees van die verandering binne in die harte van mense sou bring, binne in hulle gedagtes. Romeine 12 wat sê, op grond van die groot ontferming van God, gee hulle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van julle godsdienst. Julle moenie aan die wêreld gelyk word nie, maar laat God julle gedagtes verander, of julle vernuwe deur julle gedagtes te verander, dan sal julle weet wat vir God aanneemlik en aanvaarbaar is. En dit is die sinvolle ook van julle godsdienst. Mekaar vas te hou, deur gesamentlik God te dien, en inderdaad ook vir mekaar te kan dien. 'n Nuwe bedeling wat in aanbreek, wat nie meer net gaan oor die barmhartigheid van God in hulle lewens nie, maar waar hulle ook inderdaad aktief die uitdeler sou wees van die barmhartigheid van God. Voorbeeld sou wees soos die eerste gemeente ook inderdaad bewys. Mekaar vas te hou deur geesdrif, entoesiasme, besieling, gejaag deur die asem, die krag, die beheer van die Heilige Gees, wat hulle ook tot 'n nuwe gemeenskap kom maak het, en ons tot 'n nuwe gemeenskap kom maak, in vandag se tyd, waar ons ook geesdriftig en entoesiasties aangevuur, vurig kan wees ter wille van die koninkryk. Mekaar vas te hou deur die liefde wat ook binne in ons hart uitgestort is, deur die Heilige Gees, dat ons ook gewortel en gegrondves kan wees binne in die liefde. 'n Hartlike broederliefde wat deel sou wees van die geloofsgemeenskap en ook behoort te wees. Liefde vir mekaar, maar liefde ook vir die vreemdeling, omdat God ook 'n hart het vir die wêreld, vir almal, ook wyer as ons. Die volheid van die Gees wil vir ons ook lei, om ook uit te reik, deel van God se seisoen binne in hierdie wêreld te wees, in hierdie minuut voor 12. Daarvoor het ons ook die Gees volledig gekry, is ons volledig ook gevul en word ons vervul, om ook met oorgawe, dat hy nog meer van ons kan kry, op hierdie pad, na die volëinding toe. Medewerkers kan wees, binne in hierdie messiaanse tyd. Die logika van deelname, nie meer mense wat alleen die barmhartigheid beleef en daaroor kan juig nie, barmhartigheid wat weer en weer na ons toe kom nie, maar die uitdelers kan wees van hierdie barmhartigheid. Binne in ons gesinne, waar ons is, die mense wat rondom ons is, maar die geloofsgemeenskappe waar binne in ons is, maar ook die wyeer geloofsgemeenskap oor die wêreld, maar ook mense wat buitekant hierdie geloofsgemeenskap staan, om ook deur woord en daad, inderdaad ook vir hulle te lei, en hulle ook voor te leef, en ook uitdelers te wees van die genade van die Here, wat ook deel van ons geword het, ook te gaan vashou deur alternatiewe lewenstyl, wat nie alleen gaan oor woorde nie, maar ook inderdaad oor dade, soos iemand mos gesê het, always preach the gospel and if necessary, use words. Ons kan ure praat oor die Pinksterfees, oor die uitstorting van die Heilige Gees, oor die effek daarvan binne in ons lewens. Belangrik dat hy wat ons vasgehou het, vir ons ook wil lei, om mekaar vas te hou, om die wêreld vas te hou, om aankondigers te wees, ook van die nuwe tyd, die nuwe bedeling wat kom, en dit ook sigbaar te maak, terwyl ons op pad is, na die volëinding, na
daardie koms van Jesus Christus ook op die wolke, soos beloof is. Here, dankie dat U ons entoesiasties maak, dat U ons geesdriftig wil maak, dat U ons vurig wil maak, dat U ons liefdesmense wil maak, wat wil vashou, wat mekaar wil vashou, en by wyse van Spreuke ook die wêreld wil vashou, omdat U die wêreld in U liefde ook kom vashou het. Dankie dat U die wêreld so lief gehad het, dat U U enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie o Heilige Gees, dat U ons deel maak van daardie boodskap, om dit te sê, maar dit ook te doen. Wil U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Die Here sal jou dan seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede gee. Amen. Hê 'n baie geseënde dag, geseënde week, geseënde jaar ook vorentoe. Mooi bly.